julle glo, dit is die einde van die 3de kwartaal. Dit was 'n rowwe kwartaal gewees. Matrieks het eksamen geskryf, ek glo ma's het gepaniek, en onderwysers het baie hard gewerk, maar ons het die wa deur die drif getrek, en ons kan nou uitsien na 'n bietjie van 'n vakansie. Die matrieks is egter nie nog nie van die hoek af nie, want hulle skryf hierdie week lewensoriëntering en dan ook rekenaars. So baie sterkte, ons hou vir julle duim vas daarvoor. Ek wil sommer dadelik begin deur vir almal te herinner aan die bosslapers, as julle tog vir hulle ietsie wil bydra, onthou om vir Jan Hendrik te kontak, en dan as julle wil bydra liewer vir die Interkerk kombuis, kruideniersware skenk, julle kan dit steeds aflaai by die Total Garage in Admiraliteitsweg. Dan gaan ons net met aanlyn aandienste voortgaan tot die einde November. Nou as daar enige iemand is wat by die huis is, wat nie in Port Elizabeth bly nie, wat dalk nie by die kerk kan uitkom nie, en graag steeds die dienste aanlyn beskikbaar wil hê, laat weet ons tog asseblief. Van die einde Januarie af gaan ons weer soos gewoonweg in die kerk by mekaar kom, maar as jy steeds toegang tot die dienste wil hê, SMS, WhatsApp of e-pos vir my of Annemarie, ons details verskyn op die skerm. En dan is daar 'n baie lekker projek wat ek nou vir julle wil van vertel. Dit is 'n inisiatief, dit is samewerking behels tussen ons gemeente en Reach gemeente in Brighton Rylaan. En omdat ons Christene is en nie Halloween of dood of donker celebrate nie, het ons opgekom met 'n van Christelike alternatief. Ons kinders kry die geleentheid om lig en lewe en Jesus te vier. Dit gebeur hierdie donderdag. Die kinders van ons, die kategese, die kinders van ons gemeente en dan ook van Reach, kom op donderdagmiddag by Reach by mekaar in Admiraliteitsweg, en hulle volg dan 'n roete wat veral rondom Pearson gaan wees, waar hulle lekkertjies gaan kry, waar hulle kan aantrek, iets wat nie donker en aaktig en juggie is, soos wat met Halloween is nie. So ons vra dat julle dit asseblief sal ondersteun, en ook sal weet dat dit kom van 'n goeie plek af, dat dit hier gaan om vir ons kinders te wys, Jesus is lig en lewe en liefde. En hierdie projek se naam is Halo, soos in ligkrans op jou kop, Halloween. Onthou dit, donderdag, eerskomende donderdag, sal julle die kinders sien, maak tog maar 'n groot vas van hulle asseblief tog. Dan is ons insetsel vanaand oor plaasmoorde. Nou hier is geen ma's betrokke nie, geen politiek betrokke nie. Ons gaan bloot kyk na die boere se gevoelens. Hoe voel hulle? Ons gaan hulle gevoelens erken, en ons gaan saam met hulle bid vir 'n oplossing. So dit is vanaand se baie sensitiewe en baie kontroversiële onderwerp dan, plaasmoorde. Nou ek weet nie van julle nie, maar almal van ons, of meeste van ons, ek byvoorbeeld, jy het jou eie groepie, mense met wie jy altyd meng of kuier of gesels, en jy is redelik in jou comfort zone. Weet, jy doen dinge soos jy dit maar altyd doen. Maar ons dien 'n ongelooflike Jesus, en hy was nooit in 'n comfort zone nie, en hy het altyd comfort zones gechallenge. Nou vir die volgende 5 weke gaan professor Marius Nel met ons gesels oor comfort zones. Wat maak ons as Christene anders? Hoekom moet ons anders optree in sekere situasies? Wat is die verskil tussen iemand wat 'n Christen is en iemand wat nie 'n Christen is nie? Jesus het byvoorbeeld met die Samaritaanse vrou gesels, waar sy as vuil en vol sonde gesien is, en waar geen Jood met haar sou wou gesels nie. Jesus het uit sy pad gegaan om dinge anders te doen as wat die gewone ou dit gedoen het. So geniet hierdie volgende 5 weke saam met ons. Daar gaan ook aan die einde van elke week 'n challenge wees om jou uit te daag om uit jou comfort zone te kom. Nou ja, ek hoop julle geniet die diens, ek hoop julle het 'n wonderlike week, en ek hoop julle het 'n
ongelooflike lekker vakansie. Matrieks, moenie te veel leer nie, julle moet ook 'n bietjie rus, maar fokus op wat belangrik is. En onthou, COVID is definitief nog nie verby nie. Dra julle maskers, sanitize julle hande en hou julle sosiale afstand. Lekker aand verder. Reg kinders, ek wil graag met julle gesels oor tweede kanse. Wat is 'n tweede kans? Dis as iemand jou weer 'n kans gee as jy iets verkeerd gedoen het. En ek wil vir julle 'n verhaal vertel van Filemon en Onesimus. Want Onesimus, die slaaf, het iets verkeerd gedoen. En dan gaan ons leer hoe mense sulke dinge hanteer. Wou jy al ooit weghardloop van die huis? Sommer om te vlug van iets wat jy verkeerd gedoen het, want jy wil nie uitgevang word nie. Die Bybel vertel vir ons van so 'n man. Sy naam was Onesimus. Dit is wat hy gedoen het. Onesimus was 'n slaaf. Hy het hard gewerk vir sy baas in die stad Kolosse. Sy baas se naam was Filemon. Filemon was baie ryk. Net ryk mense kon slawe aanhou. Maar hy was 'n Christen. Onesimus was nog nie 'n Christen. Onesimus het baie hard gewerk. Hy moes die karre van sy baas skoonmaak. Toe het Onesimus begin dagdroom dat hy weghardloop. Maar hoe sal hy dit regkry? Hy was dan 'n slaaf. Toe eendag kom daar 'n geleentheid. Toe sy baas Filemon ander kant toe kyk, toe glip Onesimus skelmpies weg. Onesimus vat toe sommer 'n paar goed van Filemon sonder om daarvoor te vra. Hy het vinnig en stilletjies beweeg, skelm deur die skaduwees weggehardloop. Onesimus het besluit hy gaan Rome toe gaan met 'n boot. 'n Skip sou binnekort vertrek en Onesimus het die bootrit baie geniet. Maar weet julle, Onesimus het nie goed gevoel nie. Hy was nou weg van sy baas, maar dit het hom gepla dat hy goed gevat het wat nie aan hom behoort nie. Hy het skuldig gevoel. Toe Onesimus in Rome kom, het hy egter daar ook iets verkeerd gedoen. Ons weet nie regtig wat nie, miskien iemand se geld uit sy sak gesteel. En hulle gooi hom in die tronk. Katja, jy's onder arrest, sê die groot Romeinse soldate, terwyl hulle hom tronk toe sleep. 'n Ruk later het die wagte iemand gebring wat saam met hom in die sel gegooi is. Wie was dit? Dit was Paulus. Volgende 'n paar dae het hulle aan die gesels geraak. Ons weet nie presies wat Paulus gesê het nie. Ons weet net dat Onesimus jammer was oor alles wat hy verkeerd gedoen het. Onesimus het besluit om sy sondes te bely, al die slegte dinge wat hy gedoen het. Hy het gevra dat Jesus hom vergewe, en die Here het sy sonde vergewe. Paulus was egter nog nie klaar nie. Hy wou hê dat Onesimus die dinge met sy baas moet gaan regmaak. Daarvoor was Onesimus glad nie lus nie. Filemon sal my nooit vergewe nie. Hy sal my nooit 'n tweede kans gee nie. Ek het ook niks oor om aan hom te betaal nie. Hoe nou gemaak? Paulus het 'n rukkie gedink. Ek sal doen wat ek kan. Ek sal vir hom 'n brief skryf. Ek sal hom vra om vir jou 'n tweede kans te gee. En ek sal vir jou betaal. Was hy lank daarna nie, toe Onesimus vrygelaat is. Tronkbewaarder het hom sommer op die straat uitgegooi. Onesimus moes nou besluit, gaan ek terug of nie? Dit is 'n baie groot besluit. Hy was bang. Sê nou Filemon wil hom seermaak? Maar Onesimus besluit toe om die kans te waag en hy is terug na sy stad Kolosse. Toe hy by Filemon se huis kom, het hy eers die sweet van sy voorkop afgevee en gesluk. Hy het sy bewende hand in sy sak gesteek en die brief van Paulus uitgehaal. En daar lees dit so: liewe Filemon, jy moet vir Onesimus terug verwelkom, nie as 'n slaaf nie, as 'n broer, en ek sal alles betaal wat hy jou skuld. Onesimus het geklop aan die deur en gewag. Die deur het oopgekraak. Filemon het die deur oopgemaak.
Maar wat dink julle het gebeur? Nou die Bybel vertel nie vir ons nie, maar ons weet uit die kerkgeskiedenis, ander mense wat verhale vir ons van hulle geskryf het, dat Onesimus later 'n predikant geword het, 'n biskop. So, Filemon het vir Onesimus vergewe. Hy het hom 'n tweede kans gegee. Die sake is reggestel. Alles deur die werk van Paulus in die tronk in Rome. So maats, die verhaal leer ons om altyd te vergewe, om ander 'n tweede kans te gee as hulle vra om vergifnis. En as ons mense kan help om dit te doen, selfs vir hulle te betaal, dan moet ons bereid wees om dit vir hulle te doen. Lekker bly. Plaasmoorde raak ons almal. Volgens statistiek word die aantal plaasaanvalle net meer. Henry Geldenhuys, jong president van die landbouorganisasie TLI SA, sê dat volgens hulle statistieke was daar gedurende 2019 409 plaasaanvalle teenoor die 395 plaasaanvalle in 2018. In dieselfde tydperk was daar 56 moorde op plase teenoor die 53 van die vorige jaar. Vanaf 1 Januarie 2020 tot en met 28 Mei 2020 was daar 92 plaasaanvalle in Suid-Afrika. Uit hierdie 92 plaasaanvalle was daar 19 plaasmoorde. Die moderamen van die NG Kerk in Wes-Kaapland skryf dat die NG Kerk diep besorgd is oor die onberekenbare impak van plaasmoorde op ons landbougemeenskap. Die wreedheid waarmee weerlose mense vermoor word, is skrikwekkend. Die impak op gesinne, uitgebreide families en totale gemeenskappe is vernietigend vir vertroue en vir vrede. Op 'n tweede vlak het dit ook buitengewone gevolge vir die moraal van ons nasie, voedselsekuriteit en die herstel van die menswaardigheid van alle mense in ons land. Ons verstaan dat plaasaanvalle in die eerste plek 'n misdaadverskynsel is. Dit tref immers ook landbouers en werkers van alle rasse. Daar is egter ook aanduidings dat daar op plekke rassewoede in spel is. Oor beide verskynsels moet nou in elke dorp en plek gesprek gevoer word. Alle Suid-Afrikaners behoort saam te staan teen moord en geweld. Daar is geen regverdiging daarvoor nie. Dit is nie net die taak van die polisie om mense te beveilig nie. Alle Suid-Afrikaners sal moet opstaan en saam staan om mekaar te beveilig. Die bou van verhoudings oor alle grense, die deel in mekaar se broosheid en nood, die afbreek van onmenslike stereotypes, die bou van brûe en 'n ordelike samelewing is nou ons almal se werk. Gelowiges en geestelike leiers behoort hierin die voortou te neem. Na die moord op die jong Brendan Horner het president Ramaphosa die volgende verklaring uitgereik. Brendan Horner, a young farm manager in the Free State, was murdered in an appalling act of cruelty. His killing should anger and upset every one of us, no matter who we are, no matter what community we live in, no matter our race, creed, or language. We should be as deeply affected by the death of Brendan Horner as we are by the many other South Africans who die violent deaths each year. Ons gaan nou kyk na 'n deel uit die onderhoud met Gilly Skeepers, werkgewer van die vermoorde Brendan Horner. Die video word gebruik met die toestemming van die joernalis Isak Du Plessis. Die hele gedoente op Senekal het nou groot besprekings uitgelok. Mense praat heen en weer daaroor.
En almal het verskillende opinies daaroor. Jou mening daaroor, Kili? Ja, ek sal seker nou 'n klomp vyande optel rondom wat ek nou gaan sê, maar ek dink dit was nie die regte plek en die regte tyd om so iets te doen nie. Hierdie is nie 'n geveg weer eens tussen wit en swart nie. Hier by ons is dit nie 'n geval tussen wit en swart nie. Ek sê altyd dis die Sotho nasie, ek ken nie die ander nasies in Suid-Afrika, die ander etiese groepe nie. Maar die Sotho volk is topmense. Ek weet ons sal nooit hierdie boerdery kan dryf sonder hierdie mense. Hierdie mense is ek het van hulle wat kom so langs die boer saam met my. So ek het nie 'n probleem met hulle nie. Ek sou nooit hierdie boerdery kon dryf sonder hulle nie. Hulle is baie lojaal teenoor my en my familie en ek teenoor hulle en hulle families. Maar Senekal dink ek nie was die regte ding nie, want ons oogies is nou van die bal af. Ons oogies is van die bal af. Die gemeenskap het gevra laat hierdie boewe en moordenaars gevang moet word. En nou het ons totaal die ding gaan hand uitruk en agterste voor omdraai. Nou word ouens wat by die optog was, soos ek sê, ek was self nie daar nie. Die ouens wat nou by die optog was, word nou gejag en gevang en toegesluit en wat alles vir wat hulle ook al mag gedoen het. Maar dit is vir my treurenswaardig dat dit gebeur het wat nou gebeur het. Ek meen, Sou Brendan dit goedgekeur het? Nee, hy sou dit in sy lewe nie goedgekeur het nie. Hy sou dit nie goedgekeur het nie, hy's glad nie, ek sal ook nog nie weet nie, maar die deel van hom wat ek gesien het, is 'n mens wat ek weet een van die grootste goed van ons lewe sê die liewe Vader is liefde, ek weet dis eintlik die alles van ons hele Christendom. En hy sou dit nie gedoen het nie. Op 14 Oktober het die verskillende kerke en gemeenskappe in Senekal vir die eerste keer bymekaar gekom om saam te bid vir spesifiek die situasie in Senekal en Paulroo. Kom ons bid ook saam. Here Jesus, ons is kwaad en bang en hartseer en moedeloos as ons dink aan plaasaanvalle en plaasmoorde in ons land. Ons wil vanaand spesifiek kom bid vir elke boer en sy gesin in ons land, sy fisiese veiligheid. Wil U hulle oppas en bewaar teen seer kry. Ek wil bid vir hulle geestesgesondheid te midde van die vrees en stres wat hulle op 'n daaglikse basis ervaar. Ek wil bid vir plaaswerkers wat onseker voel oor hulle werke, saam moedeloos is en lief is vir die plase waarop hulle werk. Ek wil bid vir die vrouens en familie wat boere ondersteun en bekommerd is oor hulle veiligheid. Ek wil bid vir ons polisielede en ander sekuriteitsmense wat ons boere moet veilig hou. Wil U vir hulle die nodige insig en energie gee en hulle bewaar van korrupsie en selfsug. Ek wil bid vir ons regering wat programme en hulpbronne in plek moet stel om veiligheid te bevorder. Seën hulle met U wysheid. Die res van ons wat staan en toekyk, voel so magteloos, Here. Dankie dat ons hierdie dinge vir U kan sê. U wat wreedheid en wantroue self beleef het aan die kruis en met Judas se verloning. Help ons, Here Jesus, want ons is bang. In U naam alleen. Amen. In the morning, when I rise, in the morning,
when I rise in the morning, when I rise, give me Jesus, give me Jesus, give me Jesus. You can have all this world, just give me Jesus. When I am alone, when I am alone, oh, when I am alone, give me Jesus, give me Jesus, give me Jesus. You can have all this world, just give me Jesus. Come to die, when I come to die, oh, when I come to die, give me Jesus, give me Jesus, give me Jesus. You can have all this world, just give me Jesus, give me Jesus, give me Jesus. You can have all this world, you can have all this world, you can have all this world, just give me Jesus. Welkom by ons saamkuier oor die gedagte van om uit ons comfortzone te beweeg. My naam is Marius Nel. Ek is tans dosent by Stellenbosch Universiteit by die Teologiese Fakulteit. Maar ek het om die draai van julle groot geword in Oos-London. So is my lekker om 'n bietjie in die baie ook te kuier hierso deur die videogrepe. Ons gaan saam praat oor comfort zones en dan baie spesifiek oor die gedagte van om buite ons comfort zones te beweeg. Die meeste van ons moet erken ons hou van gemaksones. Ons hou daarvan om in ons comfort zone te bly. Daar waar ons weet ons is in beheer, ons weet hoe werk dinge, ons weet wat van ons verwag word, ons word nie ooreis nie. Maar die Nuwe Testament vertel vir ons baie spesifiek dat dit is nie hoe die Here werk nie. Die Here neem ons uit ons comfort zones uit en hy stuur ons na plekke wat ons nooit gedink het ons sal wees of eintlik sou binne kan funksioneer nie. So was Paulus 'n Fariseer besig om Christene te vervolg toe die Here hom geroep het
om 'n sendeling na heidene te wees. Hy stuur hom uit sy gemaksone uit, na mense wat hy verafskeid het, na plekke wat hy nooit een voorheen was nie, om die evangelie uit te dra. So ons gaan 'n bietjie vir onsself afvra, wat het die eerste Christene genoop om hulle comfort zones te verlaat, om oor grense te gaan, om hierdie boodskap van die evangelie aan ander mense te gaan vertel. Ons gaan saam lees uit Paulus se brief aan die gemeente in Filippi, en ons gaan dit doen na aanleiding van die nuwe vertaling, wat binnekort bekendgestel gaan word. So julle sal sien, plek like die tekste 'n bietjie anderste as in jou 83 vertaling, maar dis die nuwe 2020 vertaling wat ons gaan saam gebruik in hierdie reeks gesprekke. So, wat beweeg mense om uit hulle comfort zone te beweeg? In hierdie gesprek gaan ons stilstaan by die gedagte van die hoop wat mense het. Want as ons veral Paulus se briewe lees, wat hy praat oor wat hom beweeg het om 'n Christen te word, dan getuig hy oor 'n hoop wat veel dieper en ryker en wyeer is as wat ons baie keer dink dit is. En wanneer ons hierdie hoop ons eie maak, dan kry ons ook die geloofsmoed om buitekant ons comfort zones te beweeg. Wanneer Paulus die brief skryf aan die gemeente in Filippi, is hy self ingeperk. Hy vermeld naamlik in die begin van sy brief dat hy ergens 'n gevangene is, dat hy in die gevangenis is. Dit was nie ongewoon gewees op Paulus om in die gevangenis te wees nie. Amper 30% van Handelinge verwys na Paulus wat iewers in die gevangenis is. Ons is nie presies seker waar Paulus in die gevangenis is wanneer hy die brief skryf aan die gemeente in Filippi nie. Waarskynlik sit hy in Rome en is dit amper aan die einde van sy lewe. Wanneer hy die brief skryf aan die gemeente in Filippi, dan getuig dit van 'n diep worsteling wat Paulus deurgegaan het onder die haglike omstandighede van om 'n gevangene te wees, iewers in die Romeinse ryk. Die Romeine het jou naamlik nie toegesluit as 'n gevangene as vonnisoplegging nie. Hulle het jou as 'n gevangene toegesluit sodat jy jou kan aanhou tot jou verhoor sou plaasvind. En die verhoor sou dan bepaal of jy lewe en of jy sterwe. So met hierdie vooruitsig wag Paulus dus op sy verhoor. En in die tyd van inperking skryf hy vir die gemeente in Filippi 'n brief. As ons dan kyk na die opbou van die Filippense brief, dan sien ons dat volg grootliks die gebruikelike opbou van briewe in die Griekse en Romeinse wêreld. Daar's 'n brief aanhef wat sê van wie dit kom en aan wie dit geskryf is. Daar's 'n dankgedeelte vir wat die ontvanger is vir die persoon gedoen het, of wat God vir die persoon gedoen het. En dan is daar 'n gedeelte van vers 12 tot vers 26, waar Paulus sy omstandighede beskryf, en dit direk verbind aan die feit dat hy vir Christus dien, ook deur sy gevangenskap. Dan is daar 'n lang gedeelte wat hy oor die gemeente in Filippi se omstandighede praat, hulle aanspoor tot eensgesindheid, hulle oproep om ligdraers vir die wêreld te wees, en hy praat oor die twee persone wat hom bystaan in gevangenskap, Timoteus en Epaphroditus. En dan is daar weer 'n gedeelte van 'n vers 1 van die 3de hoofstuk tot in eerste vers hoofstuk 4, waar hy praat oor sy verhouding met Christus en wat dit vir hom beteken. En dan eindig die brief met die gebruikelike vermaaning, 'n dankieboodskap, 'n groete en 'n seëngroet. So ons gaan in hierdie geleentheid spesifiek na twee gedeeltes kyk, waar Paulus sy omstandighede koppel aan sy navolging van Christus. Die eerste gedeelte wat ons saam lees in hoofstuk 1, volg op die gedeelte waar hy vir sy vriende in kennis gestel het van sy omstandighede, naamlik dat hy in die gevangenis is. En in die gedeelte eindig hy, nadat hy vir hulle vertel het van sy gevangenskap, met 'n verbasende uitroep. Hy sê, ja, ek sal voortdurend bly wees. En dan gee hy vir hulle die rede waarom hy sal bly wees. Want ek weet dat dit alles tot my redding sal lei, omdat julle vir my bid en die gees van Jesus Christus my ondersteun. Dit is immers my innige verwagting en hoop, dat ek nie in enige opsig beskaam sal word nie. Inteendeel, dat met alle vrymoedigheid ook Christus ook nou, soos altyd, deur my liggaam verheerlik sal word. Of dit nou deur my lewe of deur my dood is. Want vir my is om te leef Christus en om te sterf wins. Maar as ek liggaamlik bly leef, beteken dit dat ek nog verder vrugbaar sal kan bly werk. Ek weet werklik nie wat om te kies nie. Ek is in 'n tweestryd gewikkel. Aan die een kant verlang ek om heen te gaan en saam met Christus te wees. Dit is immers verreweg die beste. Aan die ander kant is dit ter wille van julle noodsaakliker dat ek liggaamlik hier bly. Dan in die 3de hoofstuk
nadat hy bestekopname geneem het van sy ganse lewe, van sy hele bediening, van sy herkoms, van sy geleerdheid, van die geleenthede wat hy gehad het, kom hy tot die gevolgtrekking dat terwille van hom het alles my waardeloos geword en beskou ek dit as vullis sodat ek Christus as bate kan bekom en in hom bevind kan word, nie met my geregtigheid op grond van die wet nie, maar met die regverdiging deur geloof in Christus, die regverdiging wat van God kom, deur die geloof, en sodat ek Christus kan ken, die krag van sy opstanding en die gemeenskap met sy lyding, deur aan sy dood gelykvormig te word, dat ek so die opstanding uit die dood kan bereik. In die geleentheid gaan ons stilstaan by die laaste hoop van Paulus, naamlik dat hy die opstanding uit die dood kan bereik. By 'n ander geleentheid gaan ons stilstaan by die opstanding van Christus. Soos vermeld, is Paulus in die gevangenis wanneer hy die brief skryf. Het is belangrik om van kennis te neem dat die omstandighede in Romeinse tronke veel anderste is as die in die tronke wat ons in die moderne wêreld ken. In die antieke wêreld onder die Romeine was 'n gevangenis nie 'n plek van rehabilitasie gewees nie. Het was ook nie 'n vonnis gewees nie. So dis nie 'n plek wat jy aangehou is om verbeter te word nie, of 'n plek waar jy aangehou is om jou straf uit te dien nie. Dis 'n plek waar jy aangehou is totdat die Romeine kon besluit wat om dit te maak, totdat jou verhoor aangebreek het. So wanneer Paulus die brief skryf, leef hy letterlik in haglike omstandighede. Die gebruik was naamlik om gevangenes aan mekaar vas te ketting met 'n lang ketting wat elkeen se boeye aan vasgemaak kan word. So niemand het sy eie sel nie. Jy is in 'n donker, onhigiëniese plek. En trouwens, die mense wat jou gevange hou, gee ook nie vir jou kos en versorg jou nie. Kos en versorging was die verantwoordelikheid van jou vriende gewees. En in die brief vermeld Paulus dan ook twee van die persone wat verantwoordelikheid geneem het vir sy versorging, Timoteus en Epaphroditus. So in hierdie haglike omstandighede gebeur dit dan ook dat een van hierdie persone, Epaphroditus, boonop siek raak en dat hy moet teruggaan na die gemeente wat hom gestuur het, die gemeente in Filippi. En dit gee vir Paulus die geleentheid om die brief saam te stuur met Epaphroditus wanneer hy terugkeer na die gemeente in Filippi. En in die brief gee vir ons 'n oorsig van die diep worsteling wat hy deurgaan wanneer hy in die gevangenis sit. Die eerste gedeelte wat ons saam gelees het, maak dit baie duidelik dat hy in 'n tweestryd is, dat hy onseker is wat vir hom die beste opsie is. Is dit die beste om te ly en vrygelaat te word, of is dit maar die beste om te sterf en by Christus te wees? Nou, dit is so dat 'n mens die brief so kan lees dat die besluit uit Paulus se hand uit is, dat een van die Romeinse magistraat sou besluit of hy sou lewe en of hy sou sterf. Maar ons moet daarvan kennis neem dat baie gevangenes in die tyd van die Romeinse Ryk gekies het om hulle eie lewe te neem. Dat dit net vir hulle te haglik was om ingeperk te wees in 'n Romeinse tronk. So die Filippense brief moet ons lees in hierdie haglike omstandighede van iemand wat sy hele lewe weer in oënskou neem en weer vir homself moet vra, wat gee vir my die durf, die hoop om aan te gaan met my lewe? Want ook in 'n tyd soos ons wanneer ons gekonfronteer word met 'n pandemie wat die hele wêreld se fondasies skud, is dit 'n vraag vir ons. Maar wat is ons diepste hoop? Wat maak ons as Christene uniek en anderste? Wat bepaal ons gedrag? As ons na die diagram kyk van Tom Wright, dan help ons om te verstaan wat Tom Wright bedoel as hy sê dat Christene 'n unieke hoop het. Christene het naamlik hoop op lewe na die dood. Jy het reg gehoor, lewe na die dood. Wat bedoel Tom Wright hierdeur? Wright sê, as ons na die Nuwe Testament kyk, dan is dit duidelik dat almal van ons tans in 'n tydvak van ons lewens is, wat jy kan beskryf as lewe voor die dood. Ons het liggame, ons is beliggaamde wesens, en die liggame word geanimeer deur ons gees. As jy sterf, dan gee jy die gees op, maar tot dan toe is jy 'n geanimeerde liggaam. Maar ons leef in 'n wêreld wat onderworpe is aan verganklikheid, aan korrupsie, aan onreg, aan die sonde. As ons dan tot sterwe kom, dan glo ons dat daar lewe na die dood is. Die Nuwe Testament verwys na die tydvak as die paradys. En die gedagte is dat jou gees onmiddellik by Christus en onmiddellik by God is.
Die maklikste voorbeeld is wanneer die misdadiger aan die kruis vir Jesus vra, dink tog aan my, en Jesus vir hom sê, vandag nog sal jy saam met my in die paradys wees. So, in die tydperk van lewe na die dood, is ons gees by Christus, maar ons liggaam verweer net verder. Maar Wright sê, dis nie die einde van die Christelike hoop nie. Daar's ook 'n tweede stap. En dit is die stap wat Paulus in hoofstuk 3 van geskryf het, wanneer hy praat dat op grond van die opstanding van Christus, hy ook die hoop het op die opstanding. En die opstanding is 'n unieke Christelike belydenis, naamlik dat ons liggaamlik sal opstaan in 'n verheerlikte liggaam in 'n wêreld wat deur God nuut gemaak is. Dit noem hy lewe na die dood. Lewe na die dood, jou gees is by Christus, lewe na die dood, die tydperk wat aanbreek, wanneer alles nuut gemaak word. Julle sal sien op die skets, dis 'n tydvak waarin ons verheerlikte liggame kry, dat ons geanimeer word deur die gees van God en daarom onsterflik is, en dat dit 'n tydvak is waarin alles nuut gemaak word. So wat sê Wright vir ons? Wright sê, as ons noukeurig lees, wat was die hoop, die diepste hoop van vroeë Christene soos Paulus, dat hulle die hoop altyd as 'n 2-stap hoop artikuleer. Die een is die hoop vir wat gebeur onmiddellik met hulle as hulle tot sterwe kom. En die antwoord is, hulle is by Christus. Maar dan het hulle 'n dieper hoop, 'n hoop wat daarop dui dat met die afsluiting van die eeue, met die opstanding van alle vlees, daar 'n tweede tydvak aanbreek. 'n Tydvak waarin hulle opnuut in 'n verheerlikte liggaam as beliggaamde wesens in 'n nuut gemaakte wêreld sal leef. Dis belangrik om te let op hierdie gedagte van die opstanding van die vlees wat 'n unieke Christelike hoop is, naamlik dat ons hoop op lewe na die dood. Die geloof van die opstanding van die vlees het veral na vore getree in die tydperk tussen die Ou en die Nuwe Testament. Toe die Jode toenemend daarvan begin praat het, dat God aan die einde van die eeu, wanneer hy die geskiedenis tot sy einde bring, die regverdiges uit die dood sal laat opstaan. Daarom is die opstanding van die vlees en ook die opstanding van Christus self vir die Jode nie net 'n mediese vraag, is dit moontlik nie. Dit was vir hulle 'n baie belangrike merker gewees. 'n Aanduiding van wat God besig is om te doen en in watter tydvak en era hulle inleef. Want as iemand uit die dood opstaan, was dit naamlik vir hulle 'n teken gewees dat daar 'n nuwe tydvak, 'n nuwe era aangebreek het. En dis hoekom dit belangrik is vir ons om in hierdie Pinkstertyd kennis te neem van die diepste hoop wat Christene het. Want sê Tom Wright, as ons daarvan kennis neem, dat ons nie net hoop het op lewe na die dood nie, maar hoop het op lewe na die dood, van 'n herstelde wêreld, dan behoort daardie hoop ook ons gedrag vandag te bepaal. Dan behoort ons nou reeds in lyn daarmee te leef. Trouwens, Paulus herinner die gemeente in Filippi daaraan, dat hulle reeds burgers van die hemel is. Hulle is reeds burgers van hierdie wêreld wat deur God nuut gemaak is en volkome herstel is. En dat hulle nou reeds in Filippi volgens die burgerskap moet leef. So die vraag is, wat beteken dit? Toe ek groot geword het ek baie saam met my ouma en my broer Monopoly gespeel. En ons het dit baie geniet, maar toe ek eendag het saam met my kinders wou speel, toe ontdek ek dat Monopoly is waarskynlik een van die mees onchristelike spelletjies wat nog ooit uitgedink is. Want die bedoeling met Monopoly is dat jy aan die einde van die spel al die kapitaal sal besit en dat al die mense wat saam met jou lekker saam gespeel het, bankrot moet wees. En ek het vir myself gesê, dis waarskynlik die onchristelikste spel wat nog ooit uitgedink is. Baie later het ek raak gelees dat Monopoly deur 'n vrou uitgedink is, maar dan het sy dit uitgedink met meer as een stel reëls. Lizzie Magie het naamlik in 1903, wat ons ken as Monopoly, uitgedink. En haar bedoeling was eintlik om mense die spel te laat speel met verskillende reëls, sodat hulle kan agterkom hoe onregverdig die wêreld is waarin hulle tans leef en dat daai wêreld hervorming nodig het. Wat sê vir ons, as ons as gelowiges glo in lewe na die dood, paradys, ons gees is by God, en ons glo in lewe na die dood,
die hemel, die herstelde wêreld waarin ons in 'n verheerlikte liggaam leef, waarin God alles nuut gemaak het, dan behoort daai diepste hoop van ons gedrag in die huidige wêreld te bepaal. Die lewe voor die dood. Want ons hoop is nie net dat ons gees eendag by God gaan wees nie. Dat die hele wêreld sal vergaan en daarvan niks sal oorbly nie. Want as ons enigste hoop is dat ons gees ewig sal voortleef, dan is die gedagte eintlik dat die skepping van alles wat materieel en konkreet is, dat dit eintlik die probleem is. Dat God ons eintlik wil vrymaak van die liggaam, wil vrymaak van die materiële, vry wil maak van dit wat hy geskep het. Maar die Nuwe Testament sê vir ons, God wil ons vrymaak van die greep van sonde, van verweer, van verval. Daarom is ons diepste hoop nie net dat ons gees vrygemaak word van die liggaam na die dood nie, maar dat daar lewe na die dood is, wanneer hemel en aarde een word en alles volledig herstel word. As dit ons hoop is, as dit is waarna ons mik, dan is die uitdaging dat ons lewe lei in die tydperk voor die herstel van alles, voor die opstanding van die vlees, in lyn met die waardes van God se koninkryk. So wanneer ons die spel van die lewe hervat, na die pandemie verby is dit 'n vraag of ons die spel net kan hervat, met dieselfde reëls as wat ons het gespeel het, voordat ons almal ingeperk is. Voordat ons almal sonder enige kennisgewing, sonder enige opsie in ons huise geëindig het, as ingeperk is. Die uitdaging wat ons aan mekaar gaan stel in die volgende paar geleenthede, wanneer ons tel van Paulus se brief in die gemeente in Filippi, na aanleiding van sy eie nadenke, oor sy diepste hoop en hoe sy gedrag bepaal, is of alles wat ons doen, die manier hoe ons die spel met nuwe reëls speel, nie met die spel van Monopoly nie, waar ons alles kry en alles wen ten koste van ander mense nie, is of dit Christus vir mense wys. So wanneer ons gaan verder dink oor Paulus se brief in die gemeente in Filippi, is dit dan die hoop, dat ons toenemend sal dink oor ons lewens in die lig van Christus. As ek julle kan laat met 'n paar vrae, dan sal die een vraag wees wat ek vir julle sal vra is, in watter mate lyk die wêreld waarin jy leef, die wêreld hoe dit gestruktureer is, die verwagtinge wat aan mense stel, die geleenthede wat dit aan mense stel, soos Monopoly, dat dit 'n spel is wat net een persoon kan red, net een persoon kan wen. Is dit 'n spel wat werklik aan almal gelyke geleenthede gee, man en vrou, ryk en arm? En as dit nie is nie, en dit is so dat God ons nie net bevry van hierdie wêreld nie, maar dat God hierdie wêreld wil nuut maak, en dat ons in 'n wêreld gaan leef wat verheerlik is deur God, en dat ons nou reeds as burgers van daai wêreld in hierdie wêreld moet leef. Watter reëlverstellings moet jy maak in jou huisgesin, in jou besigheid, in jou alledaagse lewe, dat God so verheerlik kan word? So in die insetsel het ons gesien dat die kern van die Christelike hoop dieper en ryker is as ons baie keer dink dit is. Ons dink baie keer ons diepste hoop is doodgewoon dat 'n lewe na die dood is, dat ons siel sal voortleef. Maar Paulus het vir die gemeente in Filippi geskryf dat die hoop is dieper en wyer as dit. Dis nie net ons siel wat sal voortleef na die dood nie. Ons liggame sal herstel word. Trouwens, nie net ons liggame sal herstel by die opstanding van die vlees nie, maar die geskape werklikheid sal herstel word. Dis ons diepste hoop. So nou is die vraag, hoe help die hoop ons om uit ons comfort zones te beweeg? Ek dink 'n belangrike ding om te verstaan van Christelike hoop is dat dit iets anders is as net 'n vaarwens. Die ding wat ons baie keer vir mekaar sê, man, ek hoop dinge gaan beter, of hoop dinge verander vir die beste. Maar ons het eintlik geen benul wat ons bedoel as ons dit sê nie. Dis net 'n manier om mekaar op te kikker of te vertroos. Christelike hoop is iets anderste. Trouwens, ek sal eintlik Christelike hoop wil vertaal met iets soos antisipasie. As ek kan verduidelik. As jy by jou huis alleen sit, en jy hoop iemand kom kuier, dan sal dit 'n vae hoop wees. Jy verwag niemand spesifiek nie, jy is onseker of iemand gaan kom, jy hoop maar net iemand gaan kom kuier. En jy weet eintlik in jou diepste wese, dit gaan nie gebeur nie. Maar as jou kinders byvoorbeeld gebel het, en jy gesê het, luister, ons kom oor vir 'n braai, 6 uur vanaand,
Ons is op pad, wat moet ons by Woolies kry, wat ons kan byvoeg by die braai. Dan begin jy reeds laatmiddag om dinge reg te sit, want jy antisipeer dat hulle gaan kom, en daai antisipasie laat jou goed doen. Jy begin optree soos iemand wat die huis regmaak en dinge uitpak, asof hulle reeds daar is. So die Christelike hoop wat ons het, dat God alles gaan herstel, waarvan die opstanding van ons verseker, naamlik dat God ons liggame gaan herstel, dat God die hele wêreld gaan herstel, dat alles nuut gemaak gaan word, is nie 'n hoop wat ons laat terugsit in ons gemaksone en sê wel, dis nou wonderlik, ons wag daarop, ons wens dit gebeur binnekort nie. Dis 'n hoop wat ons nou reeds laat optree met antisipasie, nou reeds laat optree asof dit 'n werklikheid is. As God vir ons vertel dat sy nuwe wêreld 'n wêreld sou wees wat aan reg en geregtigheid sou geskied, waar 'n oordeel sou wees en dat sy wil sal geld, dan leef ons nou reeds in antisipasie daarvan. Ons streef na reg en geregtigheid. As ons verstaan dat God se wêreld 'n wêreld sal wees waar verhoudings herstel is, waar daar genesing van mense is, waar daar versorging van die wêreld is, dan antisipeer ons dit nou reeds deur dit te doen. So as ek in die regsberoep is, dan streef ek na geregtigheid. As ek in die beroep is wat vir die wêreld sorg, ek is natuurbewaring of ek is 'n boer, dan doen ek dit nou reeds soos iemand wat in hierdie wêreld leef met die antisipasie dat God alles nuut en anders te gaan maak. As ek iemand is wat met mense werk, dan leef ek nou reeds met die verwagting dat daar versoening en herstel tussen mense gaan wees. So om saam te vat, die Christelike hoop is veel meer as dat ons siel sal voortbestaan, dat 'n lewe na die dood is. Dit is dat daar 'n lewe na lewe na die dood is. As ek nou sterf, is my siel by God. Maar eendag met die opstanding van alle vlees, word liggaam en siel verenig en word die skepping vernuwe. En ek leef nou reeds in lyn met daai antisipasie van die dag dat God alles nuut gaan maak. En alles wat ek nou doen, leef ek nou reeds as 'n burger van die hemel. Kom ons bid saam. Here, dit is maklik om moedeloos te word. En as ons moedeloos word, Here, dan onttrek ons onsself van moeilike plekke. Dan kruip ons diep in ons comfort zone weg. Dan wil ons, Here, eintlik nie gesteer word met nuwe en uitdagende dinge nie. Ons wil nie gepla word deur die moeilikheid van die wêreld nie. Here, ons wil alleen gelaat word. Ons wil vir ons 'n veilige klein plekkie reël waar ons in beheer van alles is. Ons soek, Here, ergens 'n meentuis wat ons in is, wat ons die gras van kan bemeester, wat ons kan bekostig, Here, waar ons net vir onsself kan sorg en afgeskit kan word van hierdie wêreld. Maar Here, omdat U hoop vir hierdie wêreld het, omdat U seun gegee het om vir hierdie wêreld te sterf, en Here, dat in U seun se opstanding ons reeds kan sien dat U bedoeling is om alles nuut te maak, leef ons nou reeds met die hoop dat U alles sal nuut maak. Ons antisipeer, Here, dat U ons verhouding met mekaar sal herstel. En daarom, Here, het ons alle mense lief. Ons antisipeer nou reeds, Here, dat U hierdie wêreld gaan nuut maak. En daarom, Here, versorg ons hierdie wêreld. Ons mors nie met die hulpbronne nie. Here, ons is lief vir hierdie skepping wat U vir ons gegee het. Here, omdat ons antisipeer dat ons eendag U aangesig tot aangesig gaan sien. Dat ons, Here, U sal aanbid en erken vir wie U waarlik is. Leef ons nou reeds so. Ons aanbid U en ons erken U as ons Here. En daarom vra ons, Here, dat hierdie antisipasie, hierdie lewende hoop wat ons het, Here, ons die moed van ons oortuigings gee, onder baie moeilike omstandighede. Here, nie terug te trek in ons gemaksone, in ons comfort zone nie, maar Here, met 'n vrymoedigheid uit te gaan en die goeie nuus van die evangelie met ander te deel. Amen.